As hy ons roep, hoe kan ons weier? Om hier by mekaar te kom, om in sy diens te staan. En ons doen dit nie uit eie krag nie, die Here groet jou dan ook met sy seën, en hy wil in en deur jou werk. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. So ek lees 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1 tot vers 11. 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1 tot 11. En ek lees uit die 83 vertaling. 1 Korintiërs 12 vers 1. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stomp afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie behalwe deur die Heilige Gees. Daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. En daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. En daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander om te profeteer en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone taal of klanke te gebruik en 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. Baie belangrik wat hier gesê word, wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Ons leef in die bedeling van die Gees, so ons moet weet hoe die Gees werk en hoe sy gawes in en deur ons funksioneer. Want God gee gawes vir die gemeente, vir die koninkrykswerk, vir dienswerk. Jy is nie net per ongeluk hier nie, jy is 'n ledemaat van 'n liggaam van Christus. Ons is nie, dit is nie 'n kerk, dit is nie 'n klap nie, ons is 'n liggaam. En elkeen is nodig in die gemeente en die Here gee vir jou gawes wat hy wil gebruik in sy koninkryk. En ek wil nou hier probeer 'n bietjie indeling van gawes gee, want mens lees op verskeie plekke in die Bybel van gawes en ons sien dat God drie-enig gee verskillende gawes, Daar's gawes wat in verband gebring word met God die Vader, met die Heilige Gees en met Jesus ons Here. Vers 4 tot 6. Daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dis dieselfde Gees wat dit gee. Daar's verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee. En daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. So hierdie vers 6 sê, daar's 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dis dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. So daar's gawes wat in verband gebring word met God die Vader, wat God die Vader gee. En ons lees daarvan in Romeine 12 vers 6 tot 8. Sien ons daar's gawes wat God die Vader gee. Ons noem dit bemoedigende gawes. Jy staan ons het genadegawes wat van mekaar verskil. Dis nou Romeine 12 vers 6. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God die Vader aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe is om God se boodskap te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, met blymoedigheid. Hierdie gawes het veral te doen met die talente, die persoonlikheid wat God jou mee geskaap het, en jou talente. Jy kan dit hoor. As dit is om te dien, seker mense is net dien. Dit is net hulle hart om ander mense te dien. As dit is om onderrig te gee, party mense is net teachers, soos hulle sê, onderwysers, hulle kan goed leer.
As dit is om te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. Weet, daar's mense, dit het met hulle talente en hulle persoonlikheid te doen, wat die Here wil gebruik in sy koninkryk. Net dis die bemoedigende gawes wat God die Vader gee. En as dit om te gee, as dit is om ander te help. Mens sien die verskillende gawes van wat die Here gee. Daar's gawes in die gemeente wat die Here mense opgerig het om net ander te help. Nee, hulle is helpers. Dit is dan die een gawes wat verband gebring word met God die Vader. Dan is daar ook gawes wat veral die Heilige Gees gee, vers 4, wat in verband gebring word met die Heilige Gees. En dit is 1 Korintiërs 12 vers 4. Daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. En dan gee 'n lys van daai gawes, nê, vanaf vers 7 van 1 Korintiërs 12. Aan elkeen wat afsonderlik word 'n werking van die Gees gee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees, aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, aan 'n ander 'n gawe om tussen die geeste te onderskei, aan nog ander gee hy die gawe om ongewone taal en klanke te gebruik, ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlike gawe uitdeel soos hy wil. Dis nie eintlik gawes wat jy besit nie, dit is die gawes van die Gees. En jy besit die Gees, nê? As jy Jesus aanvaar het, is jy 'n tempel van die Gees. En dan is daai gawes tot jou beskikking, soos wat die situasie dit noodsaak. So jy kom in 'n situasie en daar's nodig om byvoorbeeld gesondmaking of genesing of wat ook al, dan funksioneer die Gees dit in en deur jou. Maar jy moet oop wees daarvoor. Nê? Jy moet dit glo, jy moet dit ken. En dis hoekom ons ook die toerusting gee natuurlik in die gemeente oor die bemagtigende werking van die Heilige Gees. Maar dis daar tot beskikking van almal wat glo in Jesus. Daai 9 gawes, dan kan dit deur jou funksioneer soos wat die situasie dit vereis. Waarin die Here jou inlei. Dan die derde groep gawes. Nee, dit is leierskapgawes, nê? En dit is nou vers 5, 1 Korintiërs 12 vers 5, daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dis dieselfde Here wat die opdrag gee, nê? Here Jesus. En ons lees daarvan in Efesiërs 4. Efesiërs 4, en dit staan daar, Efesiërs 4 vers 7 en dan 11 tot 13. Vers 7. Aan elkeen van ons is genadegawes gegee volgens die mate waarin Christus, nee, ons Here, die gawes uitgedeel het. En dan vers 11 tot 13. En dis die gawes wat hy gegee het, nee, ons Here Jesus as leiers in die gemeente, apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. So die Here Jesus gee ook leiers in die gemeente, nê, om die gemeentelede toe te rus vir die dienswerk. So hierdie leiers rus toe en kyk hoe dat alles wat hier gebeur, ons Here Jesus sentraal sal wees. Want Jesus is die hoof van die kerk. Nie 'n ouderling of 'n predikant of 'n pastoor of iemand wat vol van die Gees is nie. Jesus is die hoof van sy gemeente hier. En hierdie leiers moet veral toesien, nê, wat hy hier noem, dat Jesus gedien en geëer word en dat Jesus die middelpunt van die gemeente sal wees. So dit is die groepe gawes, daar's gawes wat met jou talente doen het, wat God die Vader jou mee geskaap het, daar's gawes van die Gees, wat in en deur jou kan funksioneer soos wat jou situasie dit vereis, net daai 9 gawes van die Gees, en dan's daar leiers ook, wat die Here Jesus gee in die gemeente, sodat hy in die middel van die kerk, in die gemeente sal wees, dat ons Here Jesus sal dien. En nou gaan ons ook hoor hoe die Here die gawes hier gegee het in bedieninge, nê, vir sy koninkrykswerk. En ek gaan nou eers net so 'n bietjie terugvoer gee. Ek gaan bietjie praat oor die ouderlinge woord en sakramente. Nê, ons is baie dankbaar
vir die ouderlinge wat die Here gegee het ook vir die gemeente, nê, wat toesien dat hier elke Sondag 'n erediens plaasvind, nê, dat die woord verkondig word elke Sondag en dan weet ons ook Sondaande toerusting gegee word en dan ook die ouderlinge sien ook toe dat daar nagmaal gevier word ten minste 4 keer 'n jaar, maar ons doen dit meer. En dan is daar ook 'n ouderlinge 4 keer 'n jaar voor nagmaal is daar ouderlinge vergadering en na elke nagmaal is daar dan ook 4 keer 'n jaar 'n kerkraadsvergadering. Ons kyk dat dinge reg bestuur word hier in die gemeente. Ons is dankbaar ook dat die ouderlinge wat die Here gee, ons weet van die heengaan van Christian Mulder, het 'n groot leemte gebring in die gemeente ook. Christian het regtig verskeie bedieninge was hy 'n leier. Jy weet ook hoe hy ook hierso altyd gesing, getrou, basgitaar gespeel en hy het 'n groot leemte sy heen gaan. Maar ons is ook dankbaar dat die Here ook ander gawes gegee het, manne, broers, dis wat ook so 'n paar weke terug bevestig is, Lennard Jacobs en dan ook William Maran wat ook as ouderling bevestig is. En dan die ander ouderlinge ken julle ook natuurlik, Chris Raad, Gert van Straaten, Pieter de Klerk en dan ook ek. Is dan ook die res van die ouderlinge. En ek kan ook dankbaar dat ek sê ook hierdie broers staan my by ook met insig en wysheid, ook baie belangrike besluite oor bedieninge en hulle leer ook, net soos wat daar staan, 'n ouderling moet kan leer in die gemeente. En hulle leer ook Woensdae, elke tweede Woensdag is dit 'n ouderling se beurt om 'n bemoedigende boodskap op te neem, maar word die gemeente uitgestuur. Natuurlik alternatiewe Dinsdag is dit Woensdag is dit ek wat dit opneem. En dan ook as ek verlof is of kan nie hier wees nie, dan is daar ook 'n ouderling wat die prediking behartig. Soos laas Sondag toe ek op verlof was, het William Maran voorgegaan met die prediking. Hy het net verskoning gemaak vanoggend, sy kinders van Amerika is hier en hulle kuier nou rond en hy kan nou ongelukkig nie vanoggend hier wees nie. Ja, dit is wat ek kan terugvoer gee oor die ouderlinge, die woord en die sakramente word ook gereeld bedien. En ook soos wat dit nodig is, nê, is ons ook daar om huisbesoek te doen, om mense te gaan ondersteun en onderskraag ook as daar enige nood is of enigiets anders. Dis dan my vinnige terugvoer daaroor, dan wil ek net ook terugvoer gee namens Martien Palmer oor die maandelikse lof en aanbiddingsaande. Julle weet van die 3 gemeentes, ons en dan ook die gemeentes van Christus daar in Sophia Town en dan ook AGS Westdene wat elke eerste donderdag van die maand die aand 7:00 kom ons bymekaar, dan het ons van 7 tot 8 'n lofprys en aanbiddingsaand. Martien het 'n lei het van ons kant af, maar in die begin van die jaar moes hy 'n skoueroperasie ondergaan en hy kon nie bestuur nie en kon was bietjie uit aksie uit. En dis hoe hy vir my gevra het om net terugvoer te gee wat die afgelope tyd gebeur het. Ons het so bymekaar gekom en hoogtepunt was natuurlik die gesamentlike hemelvaartdiens. Die wat daar was, dit was gereël by Linden Hoërskool se skoolsaal. Dit was toe nie net die 3 gemeentes nie, ek dink ons was 9 gemeentes en die skoolsaal was gepak gewees, was vol. En dit was so opbouend, nê, om daai eenheid oor kerk en denominasiegrense te ervaar en dat ons saam die Here gelowige prys het, Jesus wat aan die kruis gesterf het, maar opgestaan uit die dood en opgevaar het as koning en aan God se regterhand gaan sit het, God die Vader. Dit was 'n wonderlike belewenis vir my, daai saam wees. Toe het ons ook 'n ander wonderlike tyd was ook die Pinkster, net voor Pinksternaweek, Pinkster Sondag, was daar 'n Pinksterreeks wat by die gemeentes van Christus gehou is en verskillende predikers het ook opgetree en voorgegaan en dit was ook net so opbouend. Ons volgende byeenkoms en dan's Martiens weer in die saal, is dit hier by ons kerkgebou. Dis 6 as dit die Here se wil is 6 Augustus. Donderdag aand 6 Augustus van 7:00 tot 8:00 die aand. En ons gaan so bietjie strategies kyk oor hoe lyk die pad vorentoe met hierdie gesamentlike lofprys en aanbidding. Dis my terugvoer. Goeiemôre mense. Dis hy af. Goeiemôre. Môre. Nou kan my mooi hoor, né?
Ons wil net dankbaar wees as diakens. Ek het nou ook uitgevind, ek kan nie reken nou nie, ek en Letty is al Vrydag al 10 jaar as diakens. Dit is ook ons dankbaar vir die Here wees, en ons moet ook dankbaar wees vir die ander diakens. Dankie julle. Dis alles net vir die Here. Dankbaar vir die ander diakens, ook saam met ons Rihanna, Henny, Sonet en Rudy, wat nie vandag hier so is nie. Ek wil net graag 2 stukke lees wat asseblief lees is 1 Timoteus 3 vers 13. Want wie hulle dienswerk as diakens goed doen, verwerf groot aansien vir hulle self en verkry groot vrymoedigheid deur die geloof in Jesus Christus. En dan 1 Petrus 4 vers 10 tot 11. Leer dat elke gelowige unieke genadegawes van God ontvang het om ander mee te dien en dat alles wat ons doen tot eer van God moet wees. Okay, dan wil ek net nog lees, ek lees maar alles baie keer, ek kan nou nie altyd alles onthou nie, dis ook ek het normaal lees, neergeskryf het. Net sê, baie dankie vir elkeen van ons diakens, se onbaatsigtige diens en omgee in ons gemeente. Ons as diakens is innig dankbaar teenoor die Here vir gewillige harte, tyd en liefde waarmee ons dienswerk doen. Vir die versorging van ons behoeftiges in ons gemeente en res van ons ander gelowiges in die gemeente. Dankie aan ons Here wat donasies moontlik maak deur ons gemeente en buite ons gemeente. Weet al ons donasies wat ons kry. Dit is ons om die busie te betaal, te laat loop, mense by kerkdienste kry, om kospakkies te koop vir behoeftiges, mense by kursusse te kry om meer te leer oor die Here, wat ons weet vir hulle gee, want ons gebruik van die geld om vir hulle kursusse te betaal. Dan sê ons dankie ook vir Graincare se donasies vir mieliemeel en komberse wat hulle uitgedeel het met Rihanna nou in die week vir die mense gegee het vir behoeftiges, wat die Here ook deur hulle moontlik gemaak het. Ons sê ook net dankie vir die donasiegoed wat kry. Ek het nou net nie het mense gesê nie, is vir die fundraan wat ons ook gewoonlik hou, want dit is ook 'n deel daarvan. Ons sê dankie, alle eer aan ons hemelse Vader, Here Jesus Christus, vir die werke wat ons doen. Ek wil net graag 'n gebed doen. Kan 'n gebed doen? Oor toe maak dan. Here, ons bring vandag aan U al die loof en dankie vir ons diakens. Dankie dat U ons as diakens toerus met hart van diens, liefde en deernis vir ons gemeente. Seën ons diakens se hande en hul gesinne en gee ons diakens krag vir elke taak wat ons doen. Ons sê dankie tot eer van U naam, ons hemelse Vader, Here Jesus Christus. Amen. Dankie julle. Môre almal. Ek gaan ook maar meeste van my goedjies lees, want ek kan ook nie so baie goed onthou nie. Vandag kom ons bymekaar met een doel voor oë, om God te dank vir sy goedheid en trou. Die Bybel herinner ons in 1 Tessalonisense 5, wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus vir julle. Hierdie woorde herinner ons dat dankbaarheid nie afhang van ons omstandighede nie, maar van ons vertroue in God. Daarom wil ons vandag met oop harte sy naam loof en hom die eer gee vir al die seëninge wat hy oor ons uitgestort het. Namens die vroue aksie wil ek ook graag 'n woord van dank uitspreek. Ons het nie 'n gereelde bron van inkomste om al ons projekte en byeenkomste te finansier nie. Daarom is ons grootliks afhanklik van die ruimhartigheid en bydraes van ons gemeente. Wanneer ons 'n gemeenteete aanbied, of selfs soos vandag saam kuier, rondom 'n ete, vra ons vir bydraes, sodat ons as gemeente in liefde en gemeenskap saam kan eet en mekaar se geselskap kan geniet. Ons is opreg dankbaar vir elkeen wat op enige manier help. Of dit nou is met die voorbereiding van die saal, die maak van kos en nagereg, die bediening, die was van skorrelgoed, die opruim van die saal, of selfs die was van tafeldoeke na die tyd.
Elke bydrae, hoe groot of klein ook al, maak 'n verskil en word opreg waardeer. Nog 'n besondere hoogtepunt op ons kalender is ons jaarlikse Haiti. Ons is baie dankbaar vir almal wat dit deur die jare ondersteun het. Het sy deur kaartjies te koop, eetgoed te skenk of op enige ander manier betrokke te wees. Hier dink ons veral ook aan hulp met die klank, met sang, die jeug wat ons altyd so goed bedien. Danksy daardie ondersteuning kon ons die afgelope paar jaar ons breekware geleidelik vervang met wit eetgerei. Onlangs kon ons ook wit sop en nageregpakkies aankoop, as ook bekers en teekoppies. Dit is vir ons 'n groot voorreg om die gemeente met mooi en netjiese eetgerei te bedien. Ons wil ook vandag met besondere dankbaarheid ons predikantspaar noem. Julle dien ons reeds 24 jaar lank met liefde, toewyding en getrouheid in ons gemeente. Ons waardeer julle opreg vir alles wat julle doen en 'n manier waarop julle ons gemeente deur die jare geestelik begelei en ondersteun het. As dit die Here se wil is, sien ons met groot vreugde daarna uit om die volgende jaar saam 25 jaar van getroue bediening te vier. Mag die Here julle steeds ryklik seën, krag gee en met sy vrede omring. Mag hierdie dag gevul wees met dankbaarheid, vreugde en heerlike saamkuier. Bo alles, mag God alleen die eer ontvang vir alles wat hy vir ons doen. Ons nooi julle dan ook hartlik uit na ons gemeente ete na die diens, die bring en braai. Die vierde sal nie dadelik reg wees nie, maar dit sal net 'n klein rukkie vat en waarna elkeen dan hulle vleis kan braai en ons vra dat julle ook net geduldig moet wees terwyl die vure regkom. Baie dankie julle. Vandag is dit my voorreg om die Here te dank, te loof en te prys vir alles wat ons in die oorwinnaarsbediening, die toerustingsgeleenthede, die bedieningssentrum, Vision to Africa en ons netwerk beleef. En het is wonderlik om te sien hoe die Here getrou werk, voorsien in mense se lewens en dan ook mense diep aanraak. In die oorwinnaarsbediening is ons die Here besonder dankbaar vir die mense wat hy stuur om die seminare by te woon en dan ook waar hy nuwe bedieningspunte oprig. Daar is 'n groot verskeidenheid toerusting wat die Here gee, waardeur mense vrykom van seer van die en laste en ook gebrokenheid van die verlede. Ons sien ook tydens hierdie seminare die persoonlike ontmoeting wat elke seminaarganger met die Here het, waar sy liefde en sy hart net so tasbaar aan elkeen openbaar. Vanuit hierdie seminare sprei dan verdere gesprekke, begeleiding en gebedsondersteuning voort en dit is werklik besonder om te sien hoe die Here met elke persoon werk, genesing bring, mense nader aan hom trek en dan ook toerus vir diens in sy koninkryk. Ons hoor dikwels getuienis van mense wat onlangs oorwinnaars seminare bygewoon het, maar ook in die verre verlede, hoe hulle regtig 'n diep openbaring van God se liefde ontvang het en hoe dit steeds blywend in hulle lewens is. En dit herinner ons daaraan dat die werk wat die Here doen is blywend en daarvoor gee ons vir hom al die eer. Oor die toerustingsgeleenthede op 'n Sondag aand is ons net so dankbaar teenoor die Here dat hy deur ander se kundigheid, gawes en ervaring ons kom toerus vir as disippels om verder ons roeping uit te leef. Ons is ook dankbaar teenoor die Here vir hierdie geleenthede wat ons het om by mekaar te kom, om met mekaar verhouding te bou en dan ook om geestelike gesprekke te voer, maar ons ook te leer en te bemoedig, aan te moedig om verdere geestelike gesprekke dan ook te hê met mense buite ons gemeenskap. Julle weet dat Vision to Africa is 'n nuwensgewende organisasie wat baie jare gelede gestig is en wat ons vandag gebruik as 'n voertuig om die finansiële administrasie van verskeie bedieninge te hanteer. En hierdie is vir ons 'n voorbeeld van hoe die Here lang gelede reeds 'n instrument in plek gesit het wat ons vandag steeds effektief dien en voorsien in strukture wat ons nou nodig het, soos ook by die genadesentrum ensovoorts.
Ons is dankbaar vir die netwerk wat die Here oor die afgelope paar jare opgebou het, waar verskillende gemeentes en organisasies en bedieninge saamwerk om die nood in ons gemeenskap te verlig. Ons dink veral en met groot waardering aan die Berggemeente. Ons dink aan die Paul Makario Sopkombuis en dan ook Grain Care en verskeie ander instansies met wie ons hande vat. In die oorwinnaar se finansies leer ons dat die Here gebruik ons soos pyplyne waardeur hy sy voorsiening vloei en ons sien dit onder andere deur Grain Care wat Aser ook al genoem het, waar ons die voorreg gehad het om 'n tydjie terug groot skenking mieliemeel en komberse ontvang het wat in die gemeenskap uitgedeel is en dit is ook vir ons 'n tasbare bewys van God se voorsiening en van sy sorg. En dis regtig met groot dankbaarheid dat ons terugkyk na dit wat ons alles al die afgelope jaar ervaar het, maar ons sien met net soveel groot verwagting uit na dit wat die Here nog gaan doen, want ons vertrou hom vir nuwe geleenthede, nuwe mense wat toegerus sal word en dan nog baie lewens wat deur sy genade verander sal word. En hiermee gee ons aan God alleen die eer. Dis 'n rede hoekom ek na Celeste is. Want al hierdie goeders kan jy sien God is die grootste netwerker. So ons is dankbaar vir die uitreike en ek kan sê die oes wat ons laas jaar geoes het is arbeiders hierdie jaar. Is net wonderlik hoe die Here mense oprig en toerus om ook uit te gaan en disippels te maak. Van hierdie jaar is die 4de jaar wat ons Kersfees in Claremont reël. Ons almal weet dit is 'n groot event en daar gaan baie werk in, baie geld, baie tyd, baie donasies en ons dank die Here dat hy ook voorsien daarvoor. Die genadesentrum, ons kan sê, laas jaar, ek dink nie sommer maar net as ons so dink ons dinge groei baie stadig en is asof dinge nie gebeur nie, maar as jy terugdink aan laas jaar hierdie tyd en aan nou, kan ons sien hoe die genadesentrum al gegroei het. Ons het al 'n bankbalans. Ons kon al begin herstelwerk doen aan die sentrum en ons dank die Here daarvoor. Dit is net hy. Die genadesentrum word natuurlik gebruik deur die thrift shop. Julle almal ken die thrift shop en ons is dankbaar vir almal wat ook so gee. Ons kan dit nie sonder die gemeenskap doen nie en natuurlik is die Here die bestuurder agter dit. Die genade, die Gardens of Grace is ook daar en dit gaan goed met Gardens of Grace. Daar's gereeld van die community wat kom en groente koop en eiers koop. Die hoenders is ook al deel van die sentrum. Almal wat daar werk maak seker die hoenders is toe in die aande. Dan, ja, ons kry baie keer vrywilligers wat daar werk, soos julle weet, en dan kom hulle kospakkies ook uit die tuin uit. En natuurlik Grain Care wat ook so geskenk het met hulle mieliemeel. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons het natuurlik Upcycle en Claremont Reading Center wat ook daar so hier, en ons is dankbaar daarvoor. Uit die genadesentrum uitkom ook die lof en prys oggende op maandagooggende en dis maar net lekker om die week so af te skop en almal is welkom, julle asseblief kom. En dan ook van die uitreike is daar nou al 'n klomp wat daar so Bybelstudie kom doen op Woensdae en ook Alpha. Ons maak nou klaar met Alpha Prayer hierdie week wat nou kom en dan die week daarna begin ons met nog 'n sessie Alpha. Soos julle weet van mense, asseblief stuur hulle. Ons is dankbaar daarvoor. Ons het begin met 1 groepie, ons is nou al by 3 groepies en ons hoop om met hierdie volgende sessie meer groepies te wees. Ja, al die eer kom die Here toe. Ons sê Môre almal.
Ek praat eerstens namens Susan. Die opskrif hier is kindergebed. Om kinders toe te rus in gebed gaan vir ons in die eerste plek daaroor dat hulle spontaan met God moet kan praat oor dinge wat hulle bly maak en dinge wat hulle hartseer en bang maak. Sommer enige tyd van die dag en op enige plek. Ons probeer om gebruik te maak van metodes waar kinders nie blootgestel voel nie, as ook metodes wat hulle kan geniet. Ons maak ruimte daarvoor om hulle te laat oefen om stil te word en net te luister, omdat gebed 'n bid en luister is. Ons moedig hulle aan om vir ander te bid, en waar nood is saggies te bid, net daar waar hulle is, ook op die speelgronde. Ons is opgewonde om te kan sê dat ons iemand gekry het wat elke maandag vir ons lofdanse met die kinders gaan kom doen. Willie en die wenspan kom ook 1 keer per jaar die kinders bedien. Ons het hom reeds geboek vir die 13de Augustus, dis nou oor bietjie meer as 2 weke, vir die heel klein kindertjies, dit is min of meer die 4 en 5-jariges. Ek wag nog vir 'n afspraak met die hoof en wil probeer dat die dansgroepie dit ook mag bywoon. Pieter het ook al vir Dan gebring om met 'n baie lewendige graad 4, 5 en 6 groepie oor voorvadergeeste te kom gesels. Dit alles help om bietjie afwisseling in te bring. Ek wil net vir duidelikheid sê, hy het nie vir hulle meer vertel oor voorvadergeeste nie, hy het vir hulle vertel hoe dit nie in ons lewe hoort nie. Net die duidelikheid. Dan is 'n student by Mukanyo, as ek reg onthou, en hy doen dit met graagte. Sommige net op 'n ander noot, dit is 'n groot lekkerte om die kinders te hoor sê, I bless you, Tannie Susan, of I bless you, Oom Gerard. Sommer so spontaan. Ek was Dinsdag tweede pouse gou by die skool. Van hulle het my kom groet met die woorde, Do you remember my face? Terwyl hulle oogies skitter. Dit laat jou hart warm voel. Dan besef ek, kindergebed is ook 'n geleentheid om verhoudinge te bou. Ons is werklik baie dankbaar vir die geleentheid wat ons het. Persoonlik, dis nou Tannie Susan, né? Is daar vir my soveel vreugde in wat ons doen, ongeag al die struikelblokke wat 'n mens soms ervaar. Dit leer ons om ons oë op Jesus te hou en om hom die kern van alles te maak. Ek besef ek word ouer, maar is met my hele hart so dankbaar dat ek steeds kan voortgaan met hierdie kinders en kindergebed. Dankie Jesus, dankie dat U vir ons ook 'n pad oopmaak met volwassenes, daar waar ons besig is met kinders. Mag God se seën op hierdie bediening rus en mag Hy self deur sy Gees die pad vorentoe bepaal en alles laat gebeur volgens sy wil. Dis Susan Botha wat dit saamgestel het. Dan Gerard Botha. Hy begin met weeklikse plasing in die DLK. Dit bly 'n groot voorreg om onder andere belangrike momente van die kerkjaar uit te lig en daarop te fokus met gebedsriglyne. Ek is so dankbaar teenoor my hemelse Vader wat my opnuut waaksaam maak en fyner leer onderskei wanneer inligting wat na my toe kom lyk soos die waarheid, maar net 'n skynsel is van die waarheid. Om ook opnuut te ontdek hoe die Heilige Gees gewone mense soos ek verander, dra en stuur. Ek het geleer om te bid soos Jesus ons geleer het. Wanneer ons bid in gehoorsaamheid en gebrokenheid binne die kragveld van die Gees, begin God ons harte, ons ritmes en ons lewens nuut maak. Ek kon ontdek dat die krag van gebed nie in my gebed lê nie, maar in die een tot wie ek bid. Daar is dikwels 'n gevaar dat ons te veel fokus op wat ons uit gebed en geloof kan kry, die voorwerp van gebed. Die Bybel beklemtoon egter dat gehoorsaamheid die pad is wat tot seën lei. Gehoorsaamheid. Dan korporatiewe gebed, dis nou groepsgebed of die liggaam van Christus wat bid. Die geleentheid maandagooggend by die genadesentrum, Rihanna het dit ook al genoem, is vir my 'n wonderlike geleentheid waar bidders met verskeie gawes in eenheid kom en saam bid oor 'n saak
waar hulle gebedsgawes ontdek en toegerus word in hulle gebedsgawes. Wat die WhatsApp-groepe betref is daar uitdagings, maar tog kan ek met dank getuig van deelname, soos veral WhatsApp-groepe wat goed funksioneer, is die gebed of intersessie vir skoliere en studente reg oor ons land, reg oor Suid-Afrika. Ouers of grootouers bid saam vir skoliere en studente. Die fokus is nie net op akademie nie, maar ook die totale leerder se lief en leed. Daar word spontaan saamgebid en dit versterk verhoudinge onder mekaar om vrymoedigheid te neem en te deel. Dit is wonderlik om te sien hoe die Heilige Gees gewone mense lei om vir almal op die groep te bid. Dan is daar die groep gebedsuitreike. Hierdie groep het ontstaan in COVID-tyd, toe ons besef het hoe belangrik dit is, dat ons oor gemeentegrense heen onderling saam bid. Ons gemeente en weier bid saam op hierdie inisiatief. Daaglikse riglyne word gedeel. Ons is dankbaar teenoor die Here vir eenheid en samewerking. Ons plaas inligting vir gebed op sosiale media platforms. Presidentsgebedswag, dis nou 'n gebed vir die sake waarmee president Ramaphosa besig is en sy kabinet. Dit word weekliks uitgestuur. Dit kom van ek dink Benny Mostert of 'n ander persoon af. Ekskuus? Jericho Mure. Dis 'n geleentheid om vir die land, regering en politieke sake te bid en op te dra aan God. Dan is daar gebed vir siek mense. Hierdie groep word deur Letty hanteer, Letty van die kerk. Dit bestaan nou al reeds 7 jaar, ek het nie eens besef nie. Letty sê die volgende: Ek is baie dankbaar teenoor die Here vir die sieke bediening, vir wonderlike mense, vir hulle gereelde gebede, trooswoorde en liefde wat die families en gesinne van siek mense dra. Ek is dankbaar dat God altyd naby is en vir die krag van Jesus Christus wat die siekes dra tydens moeilike tye. Dit is 'n bediening waar jy self dikwels baie hartseer ervaar as gevolg van versoeke wat deurkom. Dit is hartseer om inligting te kry dat iemand huis toe is. Tog wil ek vandag te midde daarvan dat dit nie altyd maklik is nie, dis nou Letty wat so sê, dankie sê aan my hemelse Vader dat hier so baie bediening, so 'n bediening kan wees en ek in beheer van die groep kan wees. Dan nog die gebedsgroepe van Susan, wat sy ook net noem. Daar is 'n groep gebid vir kinders, daar word van tyd tot tyd inligting deurgegee waarvoor groepslede kan bid. Hulle word ook gevra om te bid soos die Heilige Gees hulle lei. En dan is daar gebed vir Laerskool Claremont spesifiek. Van tyd tot tyd word gebed gevra vir die skool, die personeel en kinders. En dan is daar ook 'n groep bid die psalms. Die groep het ontstaan as gevolg van kort video's wat Susan ontvang het van Estie Geldenhuis. Sy was voorheen van Radio Kansel. Sy en 'n vriendin van haar het besluit om 'n gesamentlike groep te begin, waar beide van hulle die video's aangestuur het na ander gelowiges. Almal wat die video's individueel ontvang het, is nou op die groep. Daar sluit steeds mense aan by die groep. Op die stadium is die video's wat opgesit word, byvoorbeeld Psalm 31, dit gaan oor Psalm 31 en dis baie leersaam. Gerard en Susan hanteer die groep en ons nooi almal wat dit wil ontvang ook om Susan te kontak, dan kan julle deel wees daarvan. Groete in Christus, dis Gerard. En dan kom ons by die klein mensies in ons gemeente, die kinderkerk. Die bediening aan die kinders wat op 'n Sondag kerk toe kom, is baie spesiaal, want dit bied geleentheid dat hulle van jongs af kan ervaar hoe goed dit is om saam met ander kinders te wees en van die Here te leer, om saam te bid vir mekaar se lief en leed, en om saam vir en oor die Here te sing. As hulle gereeld kom, vorm daar 'n band wat groei tot vriendskappe tussen mense wat saam die Here kan dien. Ons is dankbaar vir die Here se werk in die harte van ouers en kinders om gereeld te kom en deel te wees.
Ek en Lana is dankbaar dat die Here ons wil gebruik as fasiliteerders en dat ons steeds die Bybelse boodskap met kinders kan deel. Ons waardeer ook die hulp van ons jonger mense, Zayden, Gabby en Christian, wat gereeld met die kinders kom help. Op die oomblik is daar net jong mense daar, wat die kinders hanteer, en hulle klink so mooi stil, ek is baie bly. Ons het vir hulle gesê, julle moet super gehoorsaam wees vandag. Dan die administrasie, wat so stil maar net aangaan. Ons gemeente se administrasie bestaan uit 'n databasis van almal wat as lidmate aangesluit het. Daarvoor gebruik ons 'n gratis toepassing, wat mense altyd dankbaar vir is. Dis 'n platform wat 'n mens net kan gebruik. Waar die inligting gestoor en verkry kan word soos nodig. Ons gee weekliks 'n nuusblaadjie uit en deel nuus op sosiale media platforms. Verskeie mense is daarbey betrokke. Die Here seën ons met mense wat vrywillig hierby betrokke is. Celeste Mulder en Matt Brummer doen al vir 'n klompie jare, ek weet nie hoeveel jare nie, 'n omvattende video-opsomming van elke jaar se gebeure in Bergbron gemeente. En van einde verlede jaar af is Martiens Ferreira ook betrek om gereeld op Facebook iets te plaas oor die komende Sondag se preek. Hy en Celeste neem gereeld foto's wanneer mense gedoop word, wanneer hulle belydenis aflê, seëngeleenthede en by funksies in die saal of buite op die terrein. Al hierdie dinge dra by tot bietjie bekendheid in die gemeenskap en op Facebook veral en so. Mense buite ons gemeente kan deur hierdie verskillende kommunikasiekanale kennis neem van hoe die Here sy kinders seën en hoe hulle kan deel hê daaraan. Baie dankie. Yes, ek wil vandag praat oor die kinderbediening wat ek by betrokke is. Ek het laas jaar begin, het die Here my ingestuur in 'n bediening wat ek nooit gedink ek sou ooit wees nie. Jy weet, en my in die diepkant ingegooi. Maar wragtig, dit is alle eer en lof aan God om vir my in hierdie wonderlike bediening in te stoot. Eerstens, ek begin met Friday Kids. Friday Kids is begin deur ons founder daarso agter, Tannie Dorien van Rooyen. Sy het dit 3 jaar gelede begin. Dis nou by Dani van Sail. Ons het omtrent van 50 tot 140 kinders elke Vrydag van 2 tot 3:30. God is wonderlik, vir die laaste 2 maande het hy mense opgerig en ons het nou 'n hele span van 10 mense wat ons nou oprig en ons help, en ek wil ons is 'n paar van hulle in ons gemeente wat ek ook net wil sê wie hulle is. Johanna daar agter, as julle net na haar sal kyk. En ons vir Gavin Burns, Daphne Nell en Suzette. Dit is wonderlik hoe hierdie vrouens nou ook deel raak van hierdie bediening, en ek gaan nou, jy weet ook met die skole, wat hulle ook nou gaan betrokke raak met die skole. Die Here stuur nou vir ons NGO's, die NGO's gaan nou ons help om hierdie vrouens op te lei, ordentlik om kinders in hierdie noodsituasies te kan help. Soos julle weet, die kinders wat ons het is van verskriklike rowwe plekke af, Westbury, Waterval, Katrada, dit is rof daar. Dis gangsterism, dit is drug abuse, dis erg. So baie van die kinders het nie paas nie. So wat ek beleef is met hierdie kinders, hulle raak baie attached aan jou, en veral as jy begin bid en met hulle praat, hulle maak oop. En wanneer hulle oopmaak, dan begin jy die rowwe goed sien. En dit is waar ons nou begin het. Ons het die polisie involved gekry. Ons het nou sosiale workers ingekry. Ons het nou meer netwerke wat nou inkom, wat nou gaan mense en die kinders probeer help. Dan die volgende een, en dan ook ons voed hulle. So as hulle inkom, ons gee vir hulle kos, en dan gaan hulle nou in hulle les in, hulle praise and worship, hulle les in, en dan gaan hulle nou in 'n halfuur, of so kom ons sê 20 tot 'n halfuur, wat elke leier het hulle nou hulle klein groepies, en hulle kan nou bid met die kinders en met hulle praat oor wat ek nou net met hulle gepreek het daai dag. Hierdie kinders is awesome. Jy weet, ek stap rond in die straat of ek hardloop deur Northcliffe, partykeer is hulle Northcliffe, want hulle verkoop goeders, dan hoor jy, Jaco, of hulle noem my Springbok, want ek het partykeer 'n Springbok hempie aan, jy weet, dan Springbok, jy weet.
So dis awesome. Dit is regtig awesome en as enigiemand belangstel om deel van dit te wees, kom praat met my, kom praat met enige van die span. Ons sal regtig dit waardeer. Dan die tweede een is die kinderbediening. Baie dankbaar wat ek het is vir oom Gerard en tannie Susan wat al lank in Claremont is. Ek en Lana van Straten is nou al vir 'n geringe tyd. Ek is so in en uit baie keer, maar ons is daarso wat ons saam met E3 wat Lana gaan verduidelik. Is ons saam tannie Susan en oom Gerard daarso in Claremont. Daar's baie probleme, maar tannie, jou mense kom. Hulle is op pad, hulle word opgelei en Claremont gaan gevat word. Dis wat die Here sê. Dan ook, ons het al begin met Westbury Laerskool ook. So ons sien hoe die Here ons nou lei na die volgende skole toe. Ons het 'n opening gaan doen. Ons het 'n groot span gehad. Dit was ons Rihanna se hele klomp groep mense. Dit was so geseënd geweest. Ek was verskriklik nervus. Maar dit het net gevloei. Dit het gegou en dit was regtig geseënd geweest om al daai kindertjies te sien net daar en hulle praise and worship. Hulle regtig praise and worship en hulle weet. Dit was baie snaaks net voor ek moes preek, kom die onderhoof en hy haal so 'n klein geweertjie uit. Hy sê, "Wat is hierdie? Ons kan nie hierdie hê nie, weet, want ons gangsterisme in die skole." Dit was bietjie snaaks vir my, maar dit was nou dit is ongelukkig die toestand wat hierdie areas in is en wat die nood is vir die kinders wat gered moet word. En dan ook Psalm 127 vers 4, ek gaan dit in Engels sê, ekskuus. Like arrows in the hands of a warrior is the youth of one's youth. So as ons hierdie kinders kan oplei, die gospel kan leer en hulle kan die gospel gaan leer en hulle kan die lig gaan wees in hulle huise. Dit sal die deurbrake wees en wat ons kan deurbreek in hierdie verskriklike rowwe areas. Baie dankie en alle eer en lof aan die Here, want dit is regtig 'n geseënde bediening. Môre almal. So ja, al die lof en eer aan die Here. Ons kan net sê dankie vir alles wat hy vir ons doen en die baie en dit wat hy in en deur ons doen. Ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. En soos Jaco nou net getuig het en ons kan ook weer sê tannie Susan, oom Gerard, baie dankie vir julle ondersteuning en julle hulp elke keer wat ons na skole toe gaan. En ja, ek en Jaco, jy was meer kere saam as wat jy gedink het jy was. So ja, ons gaan uit en dan doen ons die bediening aan die kinders en dit is so wonderlik om te sien, daai liefde, daai aanvaarding wat hulle net wil hê. En as ons dan ook gaan, dan is dit, jy weet, om 'n kort boodskapie, want jy het nie baie tyd nie. En so jy doen dit, jy weet, elke week. En dit word ook tussen skoolvakansies. Jy weet, probeer jy net maar die goed inpas. En ons kan ook net dankie sê. Ek dink tannie Susan toe daai nuwe skoolhoof oorgeneem het ons gedink maar jy weet wat gaan nou gebeur, weet want sy's bietjie van 'n ander geloof maar tog die Here het die uitkoms gegee en hy het seker gemaak dat ons wel nog steeds kan teruggaan en dat ons die woord kan bring. En ja, en dit is goed om te hoor Jaco dat ons nou baie mense aan hand het en ek dink ons pad nou vorentoe. Ons moet net die tyd vind om dan nou die opleiding te kan begin, ook in terme van die EE3, dat mense opgelei kan wees om elke dag en dan, jy weet, dit te kan doen en vir daai kinders hoop en voorspoed te kan gee. Alright, dis al wat ek van my kant af kan sê. Baie dankie vir die geleentheid. Die wat ek nog nie gegroet het nie, môre. Ja, ek gaan so vinnig, want as ek nie lees nie, dan praat ek te lank. En julle, die braaivleisvure gaan uitbrand. Ja, die mannegroep het so 4 maande terug begin. En ek is dankbaar vir elke broer wat so getrou elke Vrydagoggend inskakel. Nou die feit dat dit 'n video-oproep is, was 'n redelike uitdaging oor dit onpersoonlik kan wees. Maar ons het gou besef, mens kan so wel verhoudings bou. Ek wil sommer gou 'n getuienis deel as ek mag uit hierdie groep uit. Een van die lede het vir 'n ander lid vroeg, toe ons begin het, 'n profetiese woord gegee. En julle sal nie glo nie, 2 of 3 weke later, toe is daai profetiese woord reeds vervul. So ons weet die Here is teenwoordig by daai groep. Ja, en hoe ons ook weet die Here is teenwoordig as manne, dat die sinne wat by my opkom is, ek het nie regtig vanoggend gevoel ek moet opstaan nie,
maar iets het my gedwing en weet julle hoe dankbaar is ek het. Dis woorde wat ons hoor in daai ding. So, ons weet die Heilige Gees werk met elke man. Dit het wel begin as 'n besigheidsmannegroep, maar elke man het 'n verantwoordelikheid in sy huis. En daarom nooi ek steeds elke man uit om sy nommer te gee en Vrydagoggende saam met ons te wees. Ons begin aanstaande of eerskomende Vrydag begin ons met 'n toerusting reeds wat deur 'n buiteparty aangebied word. Ek wil u graag uitnooi om deel te neem daaraan. Jy weet, iets wat my na in die hart lê is Dawid was nie altyd goed nie, maar die Here het gesê, dis 'n man na God se hart. En dit is my wens vir elke man in ons gemeente en buite die gemeente. En julle sal agterkom, ek het nêrens 'n naam genoem nie, want die eer kom nie aan enige man toe nie, net aan ons Vader in die hemel. Dankie. Ja, goeiemôre gemeente. Eers gaan gepraat oor die musiekbediening. En dit is vir my altyd so wonderlik om die bereidwilligheid te sien van hierdie groep. Of dit is net twee van ons wat hier so is, want daar is moeilikheid, of as dit 'n hele volle groep is, die lof en die aanbidding wat uitgaan, is blows my mind. Ook vir die voorafreëlings, die gesprekke wat vooraf plaasvind, die tema, die voorstelle, om alles by mekaar te bring, daai samewerking is wonderlik. Ons wil weer uitnooi, as enigiemand dink hulle kan sing, as enigiemand 'n instrument wil speel of kan speel, as jy dink jy wil 'n instrument speel, kom praat ook, want daar is ook klasse beskikbaar. Entry level klasse. As jy meer wil gaan met jouself, ek kan entry level, kan ek jou help met 'n instrument. Maar ook as daar meer mense is, dan kan ons meer afwissel. As daar meer mense is, dan kry ons dalk nie 'n Sondag waar daar net 1 of 2 mense hier so is nie, want daar's 'n span wat ons kan indeel. So as daar meer mense is, dan sit ook nie elke Sondag hier so nie, want dan kan daar meer afwisseling wees. So as jy wil, kom praat asseblief. Dan op hoërskooljeug, die Vrydaagaande is wonderlik. Ons worship bietjie saam, dan bespreek ons 'n topic, en dan gaan ons oor na 'n bietjie meer pret toe, of met 'n game of 'n video of iets. Die Sondagaande is ons ook nou besig met die identiteit, maar dan het ons ook wat ek en Ankie aan gewerk het, is ook 'n reeks oor die Bybel op die oomblik. Ons gaan so deur die Bybel, as enigiemand hier so in die moederskamer is, sal julle sien so op een muur is daar allerlei goedertjies geplak en so aan woorde en name. En dit is die tydlyn van die Bybel, sodat ons die Bybel as een konsep en een tydlyn kan vestig. Dat dit nie random stories is wat randomly vertel word nie, maar as jy praat van Dawid, dan weet jy, okay, hy was voor dit en hy was na dit gewees, sodat daar net daai konsep is in die jong mense. En die gesprekke wat daar so plaasvind, is net wonderlik. Die vrae wat uitkom, wat dalk nie verstaan word nie, of ek kan nie regtig vir ander groot mense dit vra nie, want hulle gaan dink ek's dom. Ek sê, daar is nie 'n dom vraag. Enige dom vraag is, kan ek 'n dom vraag vra. Vra, leer. As jy nie vra nie, kan jy nie leer nie. Vra, sê ons vir hulle. Ek wil dankie sê aan Pieter en Ankie en Rudy wat altyd bereid is om 'n hand by te sit. As ek dalk nie daar sou kan wees as ons kursus nie, dan neem hulle oor en is regtig wonderlik. En dan vir die jong mense, die bereidwilligheid van hulle, die liefdevolle gesiggies, die gesprekke wat ek weet hulle voer met die res van die gemeente. Wanneer daar 'n braai is, wanneer daar 'n vroueaksie is, wanneer daar iets is hulle daarso. Hulle staan saam, hulle help waar hulle kan. Ons is ook besig met 'n groot fondsinsameling drive vir enigiets wat nodig is. So as ons weer 'n kar was reël, kom saam. By die 1 Augustus met die markdag gaan ons 'n stalletjie daarso hê. En ek dink verlede keer het ons soos R2000
ingebring daarmee. So enige ondersteuning daarso, enige skenkings wat ook na die jeug se kant toe kan kom of wil kom, want dan kan ons die jaar met bietjie meer pret afsluit of ons kan die jeugkamp gaan doen as daar die fondse is. So baie dankie vir almal vir die gebede, vir die ondersteuning. As daar neefies is of niggies is of kleinkinders is of kinders is wat julle weet op 'n Sondag nie iewers of op Vrydag nie iewers is nie, bring hulle. Ons kan altyd die jeug laat groei as daar meer gesiggies is en dan net 'n groter groep hê van die jong mense. Maar baie dankie aan elkeen. Goeiemôre almal. Ek gaan praat oor die dinge wat so 'n bietjie in die agtergrond gebeur. Die eerste, ek praat oor tegniese ondersteuning. Die eerste is die klank, dit hoor julle daarom hopelik. En ons is bevoorreg om goeie toerusting daar te hê en dit is ook die voorreg wat die Here vir ons gee om tegnologie vir ons te gee om dit kan gebruik. En daarvoor is ons baie dankbaar. Wat ons wel vind by die klank is ons het altyd hande nodig. Al is dit net hande om te help oppak. En ons is ook dankbaar, daar is altyd mense wat help. Dan die volgende is die opnames en uitsending en later verspreiding van die eredienste. Ons het 'n hele paar kanale waarop dit uitgaan. Soos nou is 'n lewendige uitsending oor YouTube. En dan redigeer ek dat dit net die preek is later. Dit word ook dan geplaas so as iemand net die preek wil kyk. En dan het ons ook op podcast platforms. Die belangrikste daarvan is Spotify en Apple Podcast. Die preke is daar ook beskikbaar. So as jy in jou kar sit en wil luister na die preek, dis die ideale metode om dit te gebruik. Dit gebruik min bandwydte, so dit gaan jou nie duur kos vir data op die selfoon nie. Ons is baie dankbaar dat ons dit ook kan doen. Daai selfe podcast word ook dan outomaties versprei na ons webblad. As jy daar gaan soek vir die preke, daar's omtrent 6 jaar se preke. En dit is ook op YouTube as podcast. So ons is baie dankbaar dat ons al hierdie platforms het. Dit word op verskillende maniere gebruik. Ons is ook dankbaar. Ek het begin om te kyk na 'n paar YouTube kanale, onder andere een wat baie goed is, Collaborative Worship, wat die tegniese goed hanteer, want ons is almal nie ons is tegniese mense. Ek byvoorbeeld werk met tegniek, maar ons is nie experts in uitsendings en goed nie. So ons het altyd hulp nodig en goeie raad nodig. En daarvoor is ek baie dankbaar dat dit beskikbaar is en dat ons dit so kan doen. Ek het vergeet van Celeste wat WhatsApp boodskappe uitstuur, ook met die links, of het ek dit genoem? Maar Celeste kry ook die preek en dit word dan per WhatsApp ook gestuur. So ja, ons is baie dankbaar dat ons al hierdie goed kan doen en dat ons die tegnologie kan gebruik. Ek kan ook net byvoeg dat nadat ek begin het met die raad van Collaborative Worship, dat ons views op YouTube verdubbel het. So mens moet maar die raad volg wat jy kry en die meeste views is oor selfone en ook mense wat nie buite ons gemeente is nie. Alhoewel dit Suid-Afrika en FSA is. Dankie, ons is dankbaar. Goeiemôre gemeente. Ek het die opdrag om ietsie oor finansies te sê. Die eerste plek sê ons vir die Here dankie dat sy woord in hierdie gemeente verkondig is van 1998 tot nou toe. Maar ook reeds in hierdie gebou van 1961. En voor dit was dit in die brongemeentes van hierdie gemeente Dillerey van 1954 en Johannesburg Wes van 1930 af verkondig. Dit beteken nie alleen dat daar predikante, amptdraers
lidmate was in wie se harte die Here gewerk het nie, maar ook dat die Here die finansiële bronne vir dit beskikbaar gestel het, né? Elke jaar, en so ook laas jaar, het die Here die finansiële voorsiening voorsien. Van lidmate in die gemeente, maar ook van buite die gemeente. Vanaf die kerkverband en mense uit die gemeente, mense wat in die gemeente was, wat weggegaan het, of mense wat oor die oorwinnaarsbediening, wat gevoel het, hulle wil hierdie gemeente ondersteun. So is dit dat omtrent 1/3 van die inkomste van hierdie gemeente kom uit die kerkverband van die gereformeerde kerk, die sustentasie aansoeke wat ons doen, maar ook van individue, 1/3, né? 1/3 van ons inkomste kom van buite die gemeente. Ons is baie dankbaar daarvoor. Die geld word meestal per EFT, per bankoorplasing inbetaal. Ons kan, baie van ons doen dit, maar ook ons kollekte, wat ons nou weer gaan opneem, vir die instandhouding van die erediens, dis hierdie mooi naam, maar het gaan vir die instandhouding van ons gemeente. Daai kollekte gaan ook vir wat julle hier sien en ervaar. Nou, waarvoor gaan hierdie geld? Dit gaan hoofsaaklik vir die voorsiening van ons predikantspaar, maar ook vir individue wat 'n klein toelaag kry, soos vir die musiekbediening en die kosterwerk en die tuinwerker. Hy word betaal en dan moet ons moet vir waterligte betaal. Ons betaal nie eiendomsbelasting nie, dis gelukkig nog so in Johannesburg. Onderhoud het ons nie geld voor nie. So dit kom van donasies, mense wat vrywillig gee, soos vir die plafon wat nou reggemaak is, of vir hierdie gordyn wat julle sien wat hier afgeval het, is weer opgehang, die hekmotor wat soms breek, die rioolpyp wat verstop raak, tegniese toerusting, mense gee donasies. Ons is baie dankbaar vir elkeen, hulle wil nie hulle name genoem hê nie, maar ons weet veel, ons is baie dankbaar daarvoor. En dan, as ons vir die Here dankie sê vir die finansiële voorsiening vir ons gemeente, dan sê ons ook dankie dat hy ons elkeen die middele gee om hierdie voorsiening aan die kerk te kan gee, né? En dan sê ons ook, die Here hou ons afhanklik van hom. Né? As jy nie so baie het nie, dan vra jy meer gereeld vir die Here. En dit is ook, ons het nie 'n oorvloed van fondse nie. Ek het tevore berig dat ons finansies vir die afgelope 2 jaar was nie genoeg om vir ons predikant en die dienswerkers 'n verhoging te gee nie. Die bedrag bly konstant. So, die mense kla nie, hulle gaan getrou aan met hulle werk. Maar vir ons kerkraad is dit 'n uitdaging, omdat ons graag die mense wat in ons kerk vir 'n verdienste werk, ordentlik wil vergoed. Uit die Here se woord weet ons dat die arbeider geregtig is op sy loon. Lukas 10 vers 7 en 1 Timoteus 5 vers 18. En daarom, wanneer ons vir die Here dankie sê vir die voorsiening in ons gemeente, kyk ons as gelowiges ook na ons eie posisie oor hoe die Here ons elkeen seën. Wanneer die Here ons seën met werk, 'n inkomste, onthou ons dat 1/10 daarvan behoort aan hom, dit behoort aan die Here. En in hierdie kerk verkondig ons 'n waarheid. Die Here is waar, hy is werklik. En sy woord is waar. En ons kan hom vertrou. En hy sê in sy woord, bring die volle 10de na die voorraadkamer, sodat daar voedsel in my huis kan wees. Die Here weet van die geld wat in ons sakke sit. Hy weet dat ons partykeer struggle. En daar's verskillende tekste wat dit aanspreek, soos hierdie Maleagi. Toets my hierin, sê die Here, Heer oor alle magte, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en oorvloedige seën oor julle sal uitstort nie.
En ons ken daai tekste wat Jesus noem in die Nuwe Testament. Julle is bekommerd oor julle klere, wat julle gaan aantrek, wat gaan môre gebeur. Maar hy sê, ons is baie meer werd as die pragtige lelies, die blomme van die veld, die mossies. Die Here sorg vir hulle. Ons is baie meer werd. So, ons kan die Here vertrou. Wanneer ons 10de gee vir die kerk, weet ons doen wat die Here wil hê. So, kom ons onthou elke maand om ons 10des te gee, sodat die bediening in ons gemeente kan voortgaan. Onthou, ons betaal ons werkers nie eers die einde van die jaar nie, ons moet hulle elke maand betaal. So, onthou julle 10de elke maand. Indien jy in jou hart voel om vir die Here se werk in ons gemeente by te dra, kan ek jou verseker dat hierdie geld word verantwoordelik bestuur. Ons doen elke maand, of elke kerkraadsvergadering doen ons verantwoording oor die geld wat inkom en waarvoor dit gebruik word. En jy kan verseker wees, hierdie geld sal vir die Here se koninkryk gebruik word. So, ons dank en loof die Here. Bergbron is die Here se duur gekoopte gemeente, waarin ons bevoorreg is om te kan werk en dien. En ons vertrou die Here dat ons hier nog baie dekades mag voortgaan met die bediening, of korter, totdat hy weer kom. En ons weet dat hy die middele sal voorsien. Ons prys die Here. Dankie. Ek ken alles wat hier so staan het my kop uit, maar ek wil nie iets wat werk breek nie, want almal lees af, so ek gaan dit ook doen, hè. Wil julle nie skaam maak nie. Ja, ons is baie dankbaar aan die Here wat hy vir ons, julle het almal as die koster, so ek is in beheer van die geboue, om te kyk dat die goed reg gemaak word. Ons is dankbaar aan die Here vir, laat hy ons nog steeds ons kerkgebou laat ons dit kan in stand hou, en ons weet almal die geld, al die fondse kom van die Here af. En ek moet vandag vir julle regtig dankies, 'n paar mense, en vergewe my as ek jou dalk mis, maar ek druk op my hart om vir Henny, Arnold, vir Lennard, en dan ook vir John, hierdie mense, as ek vir hulle vra, kom help my, dan is dit binne daai week, binne 'n dag, dan is hulle hier, dan kom maak toilet, die pype oop. En nie soos wat hulle nou genoem het van ons saal se dak het gesak, en nie het gekom, Vrydag reg kom maak, Arnold kom maak die plaks reg. Ek is bitter dankbaar vir wat die mense vir ons doen. En dan kry ons ook donateurs wat vir ons anoniem geld skenk om die goed reg te maak, die goed wat foutief is reg te maak, soos byvoorbeeld ons het die reismure en het ons met 'n donateur wat anoniem vir ons geld inbetaal, ons kon ons regmaak sonder dat ons die kerk se geld kon gebruik het. So ja, die mense kom help regtig, die mense met hulle expertise kom en hulle kom help ons, en dis ons om hierdie gebou in die gang te kan kry, in die gang te kan hou. Daar is ek gaan net vinnig wat ons reg gemaak het deur die jare, en ek is baie dankbaar vir die mense wat dit vir ons kom doen het, maar weer eens sê ek, die Here het vir ons voorsien vir ons die mense en voorsien vir ons die fondse. Die saal se dak en die katedraal se kamers is geseël, en dit was reggemaak gewees. Julle het gesien, ons het oopgesny daar aan die agterkant, die oorhangende takke wat daar in ons buurman se yard gehang het, hulle was kwaad vir ons, het ons reggemaak. En dan sommer, terwyl ek daar is, ek wil julle asseblief uitnooi, julle sal sien onder daai boom lê baie takke, ek het dit gehou vir baie partytjies wat ons hier by die kerk gaan hou, maar lyk my dat gebeur nie gereeld nie, so daar's baie hout. So as jy wil, kom haal asseblief vir jou hout daarso. Ek weet Gert het gesê, gaan alles wegvat, maar ek wag maar 'n bietjie vir Gert nog. Maar as jy wil, kom vat, en dan, dan kan ons daai takke weg, anders moet ek dit net wegry en dan word dit gewaste.
Okay, die res meer het ek gemeld. Okay, die hekmotor, dankie Lennard, jy het dit vir ons kom opklaar en regmaak, so ek dink Lennard word kwaad as hy net sy Chris se naam op sy foon sien, dan weet daar is iets by die hek fout. Die stuk in die muurprop, dankie Arnold, jy het dit vir ons kom regmaak. Die klavier is verkoop, die geld is in die bankrekening van die kerk ingestort. Die houdeur wat reggemaak is hier by die buitetoilet, hy was so vas, ons kon hom nie oopkry nie, dit was reggemaak, dankie Henny, jy het gekom en dit kom regmaak, en dit is nou weer reg. Die kraan by die manstoilet, weet ons, daar was 'n probleem, dis reggemaak. Die opruiming en los items op die verhoog is reggemaak. En dan die kerk en die saal word gereeld skoongemaak, en ek moet regtig my dank betuig aan die span wat ek het wat my help. Pieter, dankie vir jou hulp, as ek vasdraai, en dan moet ek vir Rihanna ook noem. Rihanna, as ek nie hier is nie, draai ek vas, en dan sê daar, maak my oop. En dan natuurlik, Lala en John, sonder hulle kan ons dit nie doen nie. So baie dankie vir die span, ek het 'n awesome span wat saam met my werk. Ja, en dan's 'n paar uitdagings, maar ek weet die Here gaan voorsien, laat ons hierdie uitdagings ook kan wanneer reg kry, ons moet net daarvoor bid. So ek gaan nie vir julle nog aanhou sê wat gedoen moet word, en nou raak julle bewoe. So ek gaan dit vir myself hou. Maar ek is baie dankbaar. Dankbaar aan die Here en dankbaar vir almal se gebede, almal se waar mense bid dat ons kan finansies kry. En die Here het nog nooit teleurgestel nie, en ons kan nog steeds onder 'n dak sit hier. So baie kerke het al toegemaak en ons is nog oop. En ek het geweet Rihanna gaan iets vergeet, want anders gaan ek vanaand nooit niks gehoor. Sal sy vir my gesê ek het my kop uitgepraat. Sy wil net na klaar is gou iets sê oor die markdag asseblief. Ek het nie vergeet nie. Ek het die beste vir laaste gelos. So ek wil julle net herinner aan die markdag. Ons is dankbaar dat ons dit kan hou by die Genade Sentrum. Ons het 26 stalletjies. Ons hoop dat dit nog gaan groei hierdie week. Daar is lucky draws. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, maar kom, daar's pryse wat julle kan wen. En natuurlik, julle kan kaartjies koop vir daai Fireball. Dit is 'n awesome prys. Dit is hy is so R5,000 werd. En dit is die Big 5 wat op is. So dankie julle, kom geniet dit, kom maak 'n draai. En ons sê dankie Here. Ek dink dat wat mense net bewus raak is dat is eintlik soos bergbron, hè. Dit is 'n bron, is nooit groot nie, maar dit gaan uit na buite toe en dit word groter. En dis wat ek beleef, dat hierdie is regtig 'n bron en ek is so dankbaar om hier predikant te kan wees saam met julle almal, want ons reik uit, ons kyk na buite. Daar waar jy kan gehoor het al die werk om die koninkryk te bou en om mense te bereik. En dit is die groot opdrag, om mekaar lief te hê, te versterk en dan uit te gaan en die koninkryk te bou. En daarvoor wil ons vir Here net dankie sê. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.